sitplek. Dankie dat jy saam met ons gesing, lof aan die Here gebring het. Dankie vir julle orkes. Julle is so spesiaal. Ek dink dit sou maar swaar gegaan het as ons nie orkes gehad het wat so lekker kon speel en saam sing nie. Dankie vir almal van julle. Julle is kosbaar, die dromme en ag, dis so lekker want as sy nie hier is nie dan voel alles so asof ons nie daai lekker gevoel kry nie. Maar as die dromme speel, dan is dit asof daar so bons in ons harte is, né? Net so ook met Wimpie met die gitaar en Rose met die orgel. Ag, dit is net iets fantasties in ons. Voorsangers daar agter wat ons help en ons dra al sien julle hulle nie. Maak saam met my die Bybel oop as jy Bybel saamgebring het op Genesis 6. Genesis 6 vanaf vers 8 tot 13. Nou, alles in die Bybel moet altyd die vertrekpunt hê van die koms van die Here Jesus, sy dood en sy opstanding. So alles wys heen na Christus. En ons gaan nou vanmôre weer sien, ons praat nou vanmôre oor Noag se tyd, die sonvloed, en ons gaan 'n bietjie daaroor praat, maar ons moet die vertrekpunt hê by die dood en die opstanding van Jesus, want dit is die middelkring waaroor alles gegaan het. Hierdie verhaal is nie opgeskryf sodat ons nou moes dink ons moet dieselfde leef as in die tyd van Noag nie, maar ons het 'n verwagting en 'n waarskuwing. Hierdie verhaal is 'n waarskuwing. Dis opgeskrywe vir jou en my wat op die einde van die tyd lewe. Dat daar vir ons 'n waarskuwing kan wees, hoekom het God hierdie verhaal laat opteken? Daar's baie dinge wat gebeur het wat nie geskryf is in die Bybel nie, wat plaasgevind het wat ons nie eens van weet nie, van mense en verhale wat oor vertel word en oorlewering en hierdie goed, maar die dinge wat in die Bybel geskryf is opgeskryf sodat die mensdom deur die eeue kan hoor, kan luister en vir hulle waarskuwing kan wees van hoe God sy sake beheer en hoe dat hy glo die mens moet lewe. En nou wil ek dan vanmôre begin. Ons het net so pas 'n week wat verby is. Ons kan amper nie glo dat die tyd loop so gou verby nie. Het ons die kruisigingsmôre gehad wat ons geherdenk het en ons het die opstanding. Sondag die opstanding, eerste dag van die week het ons ook herdenk. En nou begin ons uit daardie ondervinding en gesagsposisie en ons kyk na die verhaal van Noag. So ek wil hê jy moet vanmôre kyk uit 'n posisie van dis geskiedenis nie. Ek wil hê jy moet kyk uit wat wil die Here vir ons leer uit dit wat ons uit daardie verhaal leer wat vandag in die kerk van Jesus van toepassing is. In die tyd wat ek en jy lewe. Nou kom ons lees net gou die verhaal van Noag vers 8. Hy sê Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Hy sê hierdie is die lewensverhaal van een man in die Bybel met die naam van Noag. Hy sê en Noag, as ons na sy geskiedenis kyk, is die volgende dinge uitstaande. Noag was 'n regverdige. Met ander woorde, hy was 'n eerlike mens. Regverdig beteken ek is eerlik met almal. Ek het nie ander wat ek bo die ander stel nie. Ek en almal is vir my dieselfde, ek is ewe lief vir almal, ook in 'n gemeente opset. Hy was 'n opregte man. Dit beteken hy was onberispelik. Sy lewenswandel was onberispelik. Hy sal nie jou groet nou en môre wil hy niks met jou te doen hê nie. Hy was 'n man wat die pad reg geloop het. En dan gaan hy ander. Hy sê onder sy tydgenote, Noag het met God gewandel. Noag het in plain suiwer platvloerse Afrikaans, hy het naby aan God geleef. Wow. Sy lewe was naby aan die Here. Die dag wat ons in lewe, kry ons mos mense het maskers wat hulle dra. As in die kerk kom, goeiemôre broer. Goeiemôre suster. Dis so lekker, prys die Here. Maar as hy buite is, dan gaan die vloekwoorde net so. En dan wil hy niks te doen hê met die buurman nie, want die buurvrou se kinders soveel. So daai mense, ou broer, jy moet net nie daai kant uitkom nie. Daar hoor jy die vloekwoorde. Die Bybel sê Noag het voor God naby aan hom geleef. Nou
kom ons gaan verder. Ek preek nou amper net al in die eerste verse. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Nou ja, dis lekker om 3 seuns te hê, is nie almal wat 3 seuns kan hê nie. Maar die aarde was verdorwe voor die aansig van God, en die aarde was vol geweld. Daar's 2 dinge wat uitstaan. Die aarde was verdorwe, hulle was korrup. Nee, die mensdom was korrup. Tweedens, hulle was vol geweld, hulle was gewelddadig. Wow, klink amper soos wat hier in Suid-Afrika is. Ha? Julle het nie opgetel nie. Julle moet 'n bietjie, kerk moet 'n bietjie bykom, né? Probeer saam met my preek. Wat gebeur hier? Hulle was korrup. Hulle steel en hulle bedrieg en hulle lieg van die president af dwars deur tot by die kabinet, tot by die boemelaar. Hulle steel almal. Hulle is korrup. Tweedens, hulle is vol geweld, hulle is gewelddadig. Hulle steek sommer mense met die mes dood net om sy selfoon te vat. Net om iets te kry. Breek hulle die karse ruit en steel hulle as wat er binne is. Toe sien God die aarde aan, dit was verdorwe, want alle vlees as hy wandel op die aarde verderwe. In ander woorde, die mense het heeltemal aan hulle slegte dade oorgegee. Hulle het eenvoudig net sleg geword. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Die aarde is deur hulle vervul met geweld en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. God neem 'n besluit. Hy sê, ek wat alles gemaak het, neem 'n besluit. En niemand kan teen God se besluit in opstand kom of rebelleer nie. As hy so sê, dan sal dit so wees. Hy sê, die aarde is ek gaan die aarde verdelg, die mens en alles wat op die aarde woon, gaan ek verdelg. Vers 14, maar maak vir jou 'n ark van goofhout. Nou, afdelings moet jy dit maak, en dit binne en buite met pik bestryk. Maak vir jou 'n ark. 'n Ark van hout. Maak vir jou 'n ark van hout, goofhout, né? Hout. Waardeur jy gered gaan word. Deur my genade natuurlik, maar die ark gaan jou behoudenis wees. Liewe mens, daar is 'n ark. Daar is ook 'n ark vir die mens vandag van redding. Daar is vandag ook iets wat gemaak is met hout, wat ons môre verkondig en ons verlede Sondag herdenk het, of Vrydag, dit is die kruis van Jesus. Die kruis van Jesus is vandag die ark wat vir elke mens redding bring. As jy nie onder daardie ark 'n wonderwerk van verlossing, as jy nie in daardie ark ingaan nie, is daar nie redding vir jou nie. Bly jy in die buitekant en is jy deel van hierdie verdorwe geslag en hierdie sondige natuurlike mensdom wat op aarde net sondig wil wees en al verder en verder hulle sonde lewe. Die ark vandag is die kruis van Jesus wat vir ons verlossing gee van ons sonde en ongeregtigheid en die oordeele van God wat oor die aarde kom. Nou, in Noag se tyd was dit eintlik iets van bespotting. Want jy sien, Noag bou 'n skip. Maar hy's nie eers by die see nie. Hy's nie eers in 'n rivier nie. Dis in sy agterplaas, kom ons sê maar op sy plotjie, daar buite die dorp. En hy bou hierdie skip, en hierdie skip, net om vir julle meer perspektief te gee, is omtrent so lank soos 'n rugbyveld lank, en hy's 3 verdiepings hoog, en hy bou hierdie skip, en hy sê, en terwyl hy bou, en hy het aan hierdie skip gebou vir tussen 70 en 120 jaar, en hy bou aan die skip, en hy vorm die skip, en terwyl hy bou, preek hy, en hy sê, mense bekeer julle, God gaan die wêreld vernietig, die Here gaan 'n sonvloed stuur, en die mense lag, ou Noag is mal. Noag is van sy trolley af. Waar kan jy 'n skip bou in die woestyn? Want Israel is nou nie juis 'n vreeslike groen land nie. Daar is dele wat mooi is, maar daai wêreld is woestynwêreld. Waar kan jy so 'n groot skip bou, Noag? Jy's van jou trolley af. Maar Noag hou nie op nie. Hy preek want die Here het gesê, hy moet dit vertel vir die mensdom, en hy doen dit ook, en hy preek dit ook, en ag, is dit nie maar 'n teken van die kerk van Jesus vanmôre nie? Is dit nie ek en jy bou ook aan hierdie skip vanmôre in ons lewe, en ons sê, Here, kom word deel van ons lewe, help ons en bring ons in bekering en wedergeboorte in die verlossingswerk deur die kruis van Jesus, sodat ons ook
'n skip kan hê tot redding. Die mense spot met die kerk. Nou dag weer gehoor van iemand wat sê, ag, julle preek al vandat ek kleins af Jesus kom, en hy nou nog nie gekom. Dis gevaarlike uitspraak wat jy bring. Is dit nie ook wat die Bybel vir ons sê, dat in die laaste dae sal hulle sê, waar is die belofte van sy koms? Ons gaan dit nou lees. Ek wil vanmôre vir jou sê, die kerk van die Here het 'n doel op aarde. Die kerk van Jesus, soos Noag, hulle besig om te preek. En ons preek al, en ek preek al vir die afgelope in die 40 jaar, preek ons al hierdie een boodskap, en oor vir duisende jare kom hierdie woord wat sê, bekeer julle, die koms van die Here is naby, bekeer julle, God gaan hierdie aarde met oordeel tref, bekeer julle, sodat jy gered kan wees, sodat wanneer jy sterwe, daar vir jou 'n plek in die hemel kan wees, bekeer julle, sê die kerk, en hy roep die evangelie boodskap uit, en hy vra dat ons moet tot redding, die mens moet tot redding kom, maar die mens spot. En hoe meer ons na die einde kom, hoe meer spot hulle. En self die evangelie vanmôre word op allerlei wyse gedraai en getwis om te pas soos ons dit wil hê. Ons is te bang om die waarheid te preek, want net nou kom die mense nie meer kerk toe nie. Ek praat nou nie met julle nie, ek praat nou met die predikante wat dalk luister, en met myself. Ons is te bang, ons spreek die waarheid. Want jy sien, as ons dalk die waarheid praat, gaan die ouens sê, julle wil net almal hel toe stuur. Maar as die woord van die Here sê, daar kom 'n oordeeldag, dan moet ek mos vir die mense vertel, daar is so iets. Dan moet die predikant ons vir sy mense vertel, dat daar kom 'n oordeel, en as ons nie gereed is in die oordeel nie, gaan ons dieselfde pad loop, as wat die mense in Noag se tyd geloop het. Mense, dis 'n verskriklike tyd, om te weet dat die tyd wat ons in lewe, aan die einde van tyd gekom het, en nie baie ver hiervoor nie, is daar 'n oordeel wat wag. Noag het die woord verkondig. En vir hierdie aantal jare, tientalle jare, wat hy gebou het, was die evangelie gebring. En ek sien nêrens dat een persoon hom bekeer het. Wow. In Noag se tyd sien ek nie een, behalwe hy en sy gesin het in die ark ingegaan nie. Daar was nie nog een nie. Was net hulle. Dit lyk dan vir my amper asof niemand tot bekering gekom het nie. Maar weet jy, God se genade is so groot. Kom ons kyk 'n bietjie verder, Genesis 7 vers 4. Genesis 7 vers 4 sê, want oor nog 7 dae, sê die Here, sal ek laat reën op die aarde, 40 dae en 40 nagte, en al die lewende wese wat ek gemaak het van die aarde sal verdelg word. God gaan en hy praat weer met Noag. Toe Noag klaar is, toe sê die Here God vir hom, nog 7 dae. Ek gee nog 7 dae kans. Nou 7 is God se getal, né? Die mense getal is 6. Die anti-kris is 666. Die volheid van die mensdom se sondige toestand. Die 7 is God se getal, 777. 7 is God se getal. Oral lees jy van 7 jare en 7 dae en 7 weke in Openbaring en al hierdie. Maar dis God se getal, dis die volmaakte getal. En nou sê die Here God hier, hy sê ek gee julle nog 7 dae kans. Nog 7 dae, dan kom my oordeel. So ek gee julle nog 'n laaste rukkie, sodat julle gereed kan maak. Wow, is die Here nie genadig nie. Nog 7 dae. En dan vers 16. En kyk hier, vers 16. En die wat ingegaan het, mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toe gesluit. Daar kom 'n dag wanneer God se deur gaan toeklap. Op hierdie oomblik, kerk van die Here, ons het altyd gepreek en baie het ek dit hoor preek, wat hulle gesê het, die genade deur staan op 'n skreefie oop, maar dis nie so nie. God se genade is wyd oop vir almal wat wil. Maar daar kom 'n dag wanneer die 7 of die tydperk van genade verby is. En wanneer die genade tydperk verby is, dan klap die deur toe met eens. En hy's toe en niemand kan meer gered word nie. Want God het die sleutel.
En Jesus in Johannes 14 vers 6 sê hy, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader al behalwe deur my nie. In ander woorde, hy is die weg na die hemel en hy is die een wat die sleutels van die dood en die doderyk het, sy openbaring. Met ander woorde, kerk van die Here, hy besluit wanneer en wie gaan in die ewige lewe. En God sluit die deur toe. En toe die Here die deur toesluit, toe is daar nie meer genade nie. Daar is vanmôre nog genade vir almal. Die Miniam wil het vanmôre die grootste genade wat hulle ooit kan dink. Want God se genade deur staan nog wyd oop. Maar die Here sê nog 7 dae dan kom die vloed. Nog 7 dae dan sluit ek die deur. Hoe lank God se tyd is, weet ons nie. Hoe lank ons nou genade gaan kry, weet ek nie. Hoe lank die Here gaan vertoef om te kom, weet ek nie. Maar een ding is seker, wanneer hy kom, is dit die laaste van dae, en dan is dit die laaste tyd, en dan gaan die deur toe, en die genade is verby, vir ewig verby, en kerk van die Here, niemand kan God se genade deur oopbreek nie. Jy kan nie daar inkom soos 'n dief nie, nee, jy kom daarin, wanneer jy die verlossingswerk van Jesus aanvaar. Dit en dit alleen. As jy nie sy verlossingswerk aanvaar nie, sal jy nie daarin gaan. Jy moet tot wedergeboorte en tot bekering kom. En vers 17 sê, in die vloed, net daarna was 40 dae lank op die aarde. Net daarna toe die deur toe gaan, en die deur word deur God gesluit, toe kom die oordeele, oombliklik daarna. Daar kom 'n dag van oordeel. Ek wil teruggaan na die Nuwe Testament. Hierdie is maar net 'n teken van wat aan die einde van tyd moet en gaan gebeur. Maar ek wil vir jou lees in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 vers 7 tot 10. 2 Petrus 3 vanaf vers 7 tot 10. En hier praat Petrus en hy skrywe rondom die eindoordeel, wanneer die aarde vir 'n tweede maal geoordeel gaan word. En hoor wat sê hy hier. 2 Petrus 3. Kom ons lees maar net van vers 7 af. Hy sê, maar die teenswoordige hemel en aarde is deur dieselfde woord, die profetiese woord, as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar. Dit gaan aan soos nou aangaan, totdat die vuur kom. Teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Die dag wanneer daar oordeel en verderf vir elke sondaar mens sal wees. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes. Een dag is by die Here soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Hy is lankmoedig oor ons. Hy wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met geruis sal verbygaan. Die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werk wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en Gods vrug nie. God vertraag nie die belofte nie. Hy is nie, draag my nie agtig rondom wat gebeur nie. Hy is lankmoedig, sê die Bybel. Hy is geduldig. Hy wag met geduld op elkeen, en dan sê hy, want hy wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar die Here wil hê almal moet hulle bekeer. Mense, dis nie God se wil dat mense in Dominion wil verlore moet gaan en in die hel moet gaan brand in 'n ewige vuur en verderf en heeltemal vernietig moet word nie. Nee, dis sy wil dat elke mens tot bekering moet kom, en hy hoor oor en oor stuur hy sy gesandte, die kerk en die mense wat praat en die mense wat sing en die mense wat preek en sê, gaan sê vir die mense, God soek jou siel. Die Here soek jou redding. Die Here wil hê jy moet jou bekeer. Hy is lankmoedig en wil nie hê een moet verlore gaan nie. Die mens kies dan self of hy verlore wil gaan of nie. Glo julle dat Noag se verhaal waar was?
Of dink julle dis maar 'n mite wat net oorvertel was, die een na die ander kom? Wat sê julle? Wie sê dis waar? Hoekom sê jy dis waar? Wie van julle is dapper genoeg om my te sê, hoekom sê jy dis die waarheid? Pragtig. Wow, hoor wat sê die slim mense hier onder ons. Hulle sê dit staan in die Bybel. En die Bybel sê een lieg nie. Die waarheid is hierin. Die woord is die waarheid. Nee? Maar daar is 'n tweede rede hoekom dit die waarheid is. En ek dink dit maak dit nog vanmôre vir ons nog wonderliker. Kom ons kyk na Lukas 17 vers 26. Lukas 17 vers 26. En hier is ons Here aan die woord, die Here Jesus Christus self. En hoor wat sê hy? Lukas 17 vers 26 en 27. Hy sê, en soos wat dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens. Vers 27. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom het en almal vernietig het. Julle, as die Here Jesus dit as waarheid verkondig, dan kan jy dit maar glo. As die Here sê dit sal wees in die tyd van Noag, en hy sê Noag, hulle het nie verstaan nie, die mense het nie verstaan nie, hulle het geëet, hulle het gedrink, hulle het partytjies gehou, hulle het getrou en hulle huwelik uitgegee en saam gaan woon en al hierdie goeders gedoen, so wat er vandag plaasvind in ons midde. Hy sê, tot op die dag toe Noag in die ark instap. En die sonvloed kom, en die sonvloed het almal vernietig. So sal dit wees by die dae van die koms van die seun van die mens, die Christus Jesus ons Here. So sal dit wees met sy wederkoms. So sal dit wees wanneer die laaste dae aanbreek. Dit gaan dieselfde wees, mense gaan lewe in die tyd van Noag. Mense gaan onverskillig leef en aangaan met hulle lewe en hulle gaan nie luister na die woord van die Here nie. Hulle gaan hulle rug op hulle draai en ons kan nog goed bysit wat alles gebeur het in die tyd van Noag. Hulle het gespot met hom. Hulle het gesê, ag nee, dis ou mens stories. Ag, jy praat sommer net Noag. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Hoe kan jy nou hier 'n skip bou en sê daar gaan nou reën kom en ons gaan almal verdrink? Amper sê ek versuip. Die diere het versuip. Die mense gaan almal verdrink. Hoe kan jy dit sê? Die Here Jesus sê, so gaan dit wees in Noag se tyd. So wat in Noag se tyd was, so gaan dit wees net voor die koms van die seun van die mens. So gaan dit wees in die laaste dae. En as ons kyk na die profeseë van die eindtyd, dan word hierdie versie so wonderlik onderskryf. Een wat ek nou so vinnig aan dink in Matteus 24 waar hy sê omdat die ongeregtighede, die sonde meer word, gaan die liefde van die meeste mense afkoel. Met ander woorde, jy gaan nie meer dinge doen omdat jy lief is daarvoor nie. Jy gaan dinge doen net omdat jy dit moet doen of wanneer van jou verwag word om dit te doen. Kan ons nie vandag in die kerk ook nie? Baie mense kom kerk toe, maar net omdat die predikant verwag jy moet daar wees. Baie mense kom kerk toe omdat die kerk vir hulle iets kan gee. Die predikant gaan my kinders trou. Of die predikant gaan ons kleintjies doop. Of ons babietjies inseën. Of die predikant moet ons help wanneer ons kinders groot geword het, kan ons dan hulle probleme aan hom te bring, hy kan bid vir hulle, en so doen ons dit maar net, omdat ons iets wil ontvang by die kerk. Jy kan nie die Here dien uit wat jy ontvang nie. Jy moet hom dien uit die liefde van jou hart. In die laaste van dae gaan dit wees soos in die tyd van Noag. En julle,
As daar een ding is wat vanmôre baie gevaarteken is, rooi ligte is dat dit die kerk al meer en meer wil vernuwe. Ons moet nou skielik die jong mense trek. En om die jong mense te trek moet ons rooi en blou ligte in die kerk hê en ons sit die ligte af. En ons blou en ons rooi ligte en almal staan daar en lekker jive. Terwyl hulle lekker musiek speel. Is dit hoekom ons daar is? Omdat die ligte daar is? Ek praat van ondervinding, julle. Ek praat van 'n plek waar ons 'n groot geveg gehad het, waar die jong mense wou die ligte afsit en al wat hulle wou aan hê is een lig. En dan moet daai lig moes nou skyn hier op die verhoog. En verder moes hulle ander ligte hê wat aan en af gaan. En dan moes ons 'n disco lyk, want ons sal nie die jong mense trek het hulle gesê as ons nie ons ligte afsit in die kerk nie. En 'n paar het dood vasgeskop en gesê God is 'n God van lig en nie van duisternis nie. Ons is mense van die lig, nie mense van die duisternis nie. En dit het 'n geweldige geveg veroorsaak. Nou ja, gaan nie verder op daai nie. Al wat ek jou wil sê vanmôre, die kerk doen sekere dinge om mense te behou. Hulle doen sekere dinge en een van die goed is kry mense wat motiveringstoesprake hou. As iemand kan 'n preek bring wat motiveringstoespraak is, dan hang die mense aan hulle lippe en die mense stroom kerk toe. En ek wil nie vanmôre sê is verkeerd nie, is reg as mense kan mense motiveer, want die woord motiveer ook mense. Daarom sê julle tot alles in staat deur Christus wat julle krag gee en al hierdie dinge, hè. Dit staan ons in die Bybel. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ons moet dan ook die waarheid begin preek, en nie net daardie waarheid nie, maar die volle waarheid. Ons moet dan ook sê dat die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die mens is bestem om die Here te dien en lof vir sy naam en lof tot eer van sy naam te kan bring. Dit is nodig vanmôre dat ons ook die waarheid preek. So ons het nie nodig om dinge in ons kerk in te bring, gimmicks wat die mense moet trek nie. Ek dink as ons na die wil kyk, ding wat vanmôre hier die beste werk om die kerk vol te kry, is om 'n groot ete te hou. Net pastoor Willie. Hou 'n bietjie spitbraai. Dan sê dit gratis. En ek beloof jou, ons het ons al die kerk vol gemaak, ons weet. So ons gaan die kerk vol maak vir daai een diens. En daarna dan sal maar weer so drips en drabs weg en al wat oorbly is julle kerngroep. Die ouens wat die Here wil dien. Dis so nodig, kerk van die Here. Dis wat ons aan die einde van tyd kom. En as ons sien dat die Here Jesus praat en hy gebruik die verhaal van Noag om sy woord te bevestig en te sê, dis hoe dit aan die einde gaan wees, dan is dit absoluut die waarheid en kan ek nie anders as om te sê, al het hulle nog nie die ark gekry nie, dis die waarheid. Hulle soek vandag nog na die ark. En elkeen het 'n storieetjie van waar Noag se ark nou is op Ararat en hoe hy afgegly het en hy onder in die vallei lê, amper sê ek die vallei van Kedron, maar dis daar in Jerusalem. So nee, die ark is iewerster, niemand kry hom nie. Dit maak nie saak. Hulle het hom nog nie gekry nie. Jesus sê, die ark was 'n werklikheid. Die Here Jesus sê, dat die tyd van Noag is 'n werklikheid. Die Here Jesus sê, daar was 'n vloed. Die Here Jesus sê, as jy gaan kyk, daar was 'n ark en daar was Noag en sy gesin is gered deur die ark en hierdie dinge. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy rondom jou kyk, sal jy weet en selfs die wetenskaplikes kan vanmôre getuig en sê, daar was 'n watervloed. Ons het eendag die voorreg gehad om saam met die bejaardes van een van die gemeentes te kon toer hier af na Amanzimtoti toe of ek dink is Magai toe. Ons het nou nie baie geld gehad daai jaar om so lekker te gaan vakansie hou nie. En toe kry ons 'n vakansie verniet saam met die bejaardes. Want jy sien as die pastoor is met jy saamgaan, maar jy moet die bejaardes in Tome. So hulle moet vir jou betaal dat jy hulle kan in Tome. En kyk dat daar nou nie snaakse goed gebeur en jy weet ons is jong mense en as jy oud word jy mos weer soos 'n kind het die ou mense gesê. So dan moet iemand wees om te kyk. En toe gaan ons die kant toe, lang storie kort te maak. Toe ons terugkom, toe ry ons 'n ander pad om. En dit is hier waar ons by die
by daai kraanse en goed, dis net daar, dis kan Bethlehem, jy ry so aan 'n pad net, en dan kom jy by die kraanse, en dan wys hulle vir jou hoe die steen, daar's hierdie sandsteen, en hoe die water gespoel het, en daai sandsteen uitgekalwe het, daar kan niks anders wees wat dit gedoen het nie, dis nie 'n mens nie, want dit is hoë, honderde meters hoog, so geen mens kon teen daai sandsteen opklim om van daar bo af, om af te skuur of wat nie, die wind het bietjie bygedra, maar daar moes 'n verskriklike stroming gewees het, wat hierdie sandsteen uitgekalwe het, dat hy sulke inname gevorm het in daai sandsteen. En die wetenskaplike kan dit vanmôre bewys en sê, daar moes iewers 'n vloed gewees het. Nou sonder om daarop te kyk, wil ek vanmôre vir jou sê, die woord van die Here soos julle gesê het, is die waarheid en ons sien dit daarin. En tweedens, die Here Jesus het so gesê. Ek wil afsluit vanmôre deur vir jou te sê, God se genade is baie groot. Ek het nie vanmôre vir jou die woord gebring om jou bang te praat nie. Ek is nie hier om vanmôre vir jou te preek en jou bang te maak, sodat jy moet vrees af en toe in die kerk moet kom. Ek het vanmôre vir jou die woord gebring om vir jou te sê, dat soos in Noag se tyd, was daar 'n aantal jare wat die Here genade gewag het, terwyl die ark gereed gemaak was. Het die Here gewag dat die mense hulle moet bekeer, en nie een wou hulle bekeer nie. En toe die tyd aangebreek het van die laaste oordeel, toe gee die Here nog 7 dae, en hy sê, ek sal nog 7 dae wag. Noag gaan so lank in die ark in. Laat die diere maar so lank in die ark inkom. En ek wil vir jou sê, hulle het dit gesien. Want dit was aan die deel van die dorp gewees. Hulle het geweet, hulle het gesien hoe loop die diere 2 in die ark in. Hulle het gesien, hier kom die olifant, en hier kom die kameelperd, en hier kom die jakkals, en almal kom en hulle stap hier in, soos die Here gesê het. Kon dit hulle nie, daardie tekens, kon dit hulle nie tot besinning geruk het, en gesê het, miskien is dit waar wat Noag gesê het. Maar nie een bekeer hulle tot God nie. En toe al die diere in is, wat in moet wees, toe gee die Here nog 7 dae, wat die deur oopstaan. En hy sê, daar is nog 7 dae vir julle. Julle het nog 7 dae. En vir 7 dae van genade, luister niemand na die tekens wat rondom hulle gebeur. Vanmôre sien ons die tekens. Dit meen nie wel. Ons sien die tekens, elkeen wat luister na hierdie preek vanmôre, jy sien die tekens rondom jou. Dink jy die verhaal van Israel en Amerika en Iran is maar net sommer? Dink jy die oorlog wat daar in Oekraïne gebeur, dit is in Oekraïne en Rusland is maar net sommer vir die snaaksigheid? Dis tekens van die einde. Dis tekens dat die koms van die Here naby is. Dis tekens dat die ark reeds gereed is en almal wat wou ingaan het ingegaan en daar is nog 7 dae oor. Daar's 'n kort tydjie oor, 'n sekere aantal jare wat die Here nog gaan spaar en dan gaan hy die deur toesluit. En dan is dit vir ewig verby. Dan kan niemand meer tot God bekeer nie. 7 dae het die Here gegee. Sy genade was nog 7 dae wat hy gewag het. Miskien in die tyd wat ons in lewe, gee nog 7 jaar. Ons weet nie. Miskien nog 7 weke. Miskien 7 jaar. Wie sal weet? Ons ken nie God se tyd nie. Eendag is vir hom maar net so 1000 jaar en 1000 jaar is vir hom maar net soos 'n dag. Wanneer God besluit, dis tyd, dan is dit tyd. En al wat hy vanmôre sê, wil julle nie maar luister nie. Wil die kerk nie maar vanmôre deel van wat reeds in hierdie plek sit, in die ark van verlossing. Wat vanmôre alreeds wag dat Jesus moet kom. Miskien het ons 'n ander deel wat ons moet uitvoer in ons lewe.
Ons moet dalk begin bid vir hulle wat nie wil inkom nie. Dit is dalk tyd dat die kerk van die Here begin bid, en jy begin bid vir jou kinders. En ophou beklei met hulle. Ophou stry en stryd lewe met hulle, want weet jy, is so belangrik, dat as jy teen jou kinders iets, die woord van die Here sê, as jy teen iemand iets het, moet jy hom vergewe. Ons het net gesing, Onse Vader. Ons het gesing, Psalm 23, en al hierdie dinge, en Onse Vader sê ons, en Onse Vader gebed, daarin sing ons, en ons praat daaroor, ons lees dit, waar hy sê, vergeef ons skulde, soos ons hulle vergewe, wat teenoor ons skuldig is, of sondig. As jy vanmôre iemand moet vergewe, moet jy dit baie goed doen. En as jy vanmôre issue teen jou kinders, hulle het iets issue teen jou, is tyd dat jy regmaak. Tyd dat jy jou saak met hulle regmaak en vrede maak. Tyd dat jy die Here begin soek. Ons moet begin bid vir hulle. Ons moet begin bid vir die redding van hulle siele. Ons moet ophou om net te bid vir die voorspoed wat in hulle lewens moet inkom. En dat is niks om te bid vir voorspoed nie. Ek dink nie is verkeerd om te bid nie, maar ek dink is belangriker, amper nog meer belangriker, om te bid, Here, laat U wil geskied. Want soms moet hulle so 'n bietjie onder die duim bring. So af en toe moet hulle so 'n bietjie eina op die toon kry, net om weer te besef, maar jy is nie verhewe bo alles nie. Jy het eintlik die Here nodig. Miskien moet hulle so 'n bietjie verloor, sodat hulle kan wins kry by die Here. So, dis nodig om te bid en te sê, Here, laat U wil geskied, en vir hulle te bid vir die redding van hulle siele, en te sê, Here, red hulle siele, dat nie een verlore gaan nie, maar dat almal gered kan word. Ons moet dalk meer begin bid vir Dominion wil, vir Suid-Afrika, vir die wêreld. Ons moet meer bid vir Amerika en vir Iran en vir Oekraïne en vir Rusland, sodat hulle by Jesus kan uitkom. Ons moet meer bid en nie begin sit en praat oor wie is die skuldige en wie is die onskuldige en wie gaan wen en wie gaan die oorlog wen en wie gaan nie die oorlog wen nie. Want 'n oorlog is een van die verskriklikste vernietigende dinge op aarde. Of jy skuldig is of onskuldig, jy ly daaronder. As hulle Suid-Afrika bombardeer en hulle skiet Suid-Afrika plat, gaan jy ook daaronder ly. Want die bom val ook op jou kop. Of jy kind van God is of nie. Waar hy ontplof, bring hy verwoesting. Kindertjies wat heeltemal onseker in die wêreld is en onskuldig is, word uitmekaar geskiet. Kindertjies wat pasgebore is, babietjies, word doodgeskiet deur bomme wat val. Party kindertjies verloor hulle arms, ander hulle been, ander se oë, hulle is blind, ander is vermink vir die res van hulle lewe. Dis oorlog. Oorlog. Die een wat die meeste skade aanrig is die wenner. Hy wat die meeste verwoesting saai. Hy wat die meeste mense kan doodmaak, is die wenner. God se oë sê hy, dat hy 'n ander beginsel, 'n ander sê. Hy sê, julle moet die almal lief hê, julle vyande lief hê, en ook mekaar lief hê. Ag, vanmôre dink ons aan ons kinders. Ons dink aan ons familie, ons dink aan ons geliefdes. En ons gaan vanmôre vir hulle bid. Net daar waar jy sit, wil ek hê jy met jou hoof buig en jou oë sluit. En saam met my in gebed vanmôre intree vir die mense naby in ons harte. Ons hartsmense. Die mense vir wie ons lief is. Die mense, ons kinders en kleinkinders, wat vir ons baie kosbaar is. Kom ons dra hulle aan die Here op. Hemelvader, ons het vanmôre geluister na wat u woord ons leer. Ons het met mekaar gepraat oor die einde van tyd, oor Noag se tyd en oor die tyd voor die koms van die Messias. En vanmôre kyk ons na ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Ons kyk na ons familie en vriende. En ons sien dat daar nog vele van hulle is
wat vanmôre redding nodig het. Ons sien dat daar nog baie mense is wat vanmôre tot redding moet kom. En ons wil ons kinders en kleinkinders en ons hartsmense na U toe bring. En ons wil vanmôre in die besonder vir hulle bid vir genade. Ons bid vir 'n aanraking deur die Heilige Gees. Ons bid dat U vanmôre met elkeen sal werk en in elkeen se hart die Heilige Gees sal werk deur sy kragtige werking en dan vanmôre redding vir elkeen sal kom. Ons bid dat die wedergeboorte in ons kinders se lewens sal inkom. Ons bid Here dat hulle in hierdie môre uur aangeraak sal word, 'n soeke na die Here sal vind. Hulle harte sal neig om na God toe terug te keer en hulle die Here sal dien in die gees en in waarheid. Ons dra hulle aan U op en ons dank U dat U vanmôre by elkeen stil staan. In Jesus' naam. Amen. Amen.